Goeiemôre familie Sentrum, kom ons staan saam in die teenwoordigheid van die Here en die worshipers out there. Enigeen wat saam met die Here wil loof. Oh Jesus. Here we go. Say, come. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Oh, come. Can we sing it again? Come. Now is the time to worship. Oh God. Now is the time to give your heart. Yeah, yeah. God, ooh, just as you are to worship. Yeah. Come, just as you are. For your God, so come on, lift your voice, say one day every tongue will confess you are God. Hallelujah. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Let's sing the verse again. Come, come. Now is the time to worship. Now is the time to give your heart. Oh, come, come, just as you are to worship. Come, just as you are, before your God. So come, one day every tongue will confess you are God. Oh, one day every knee will bow. Oh, still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue, every knee will have to bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day, say, one day every tongue will confess you. Come on, one day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose. Let's sing it one more time. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. So come, oh come, Lord, we're here to worship you. Yeah, come. Every tongue will confess that you are God. Come. All you ask of us is just to come. Hallelujah. Familie, kan ons saam staan? Halleluja. Dan kan ons hierdie diens op die regte wyse open met 'n woord van gebed. O Here, U is almagtig. U is waardig. U is heilig.
wie is soos my Heer? Geen een kan met U, koning van die eeuwe, vergelyk word nie. U is die rots wat vir ewig staan, Here. Ons wankel, Here, ons stel U teleur, Here, maar U bly getrou. U het ons nog nooit in die steek gelaat nie. Die lied sê, never failed me yet. Jesus' love has never failed me yet. En ek weet, Here, U is nie van plan om ons teleur te stel nie, want dit is wat die woord sê, U kinders verlaat U nooit, Here. U is met ons, Here, en vanmôre is ons hier om oor te gee. Ons gee onsself, ons wy ons lewe vir U, Here Jesus. Want ons besef vanmôre, ons is diep afhanklik van U. Ons het U so nodig, Here. Uit onsself uit wil ons nie hierdie doen, Here. Ons kan dit nie doen sonder die Gees nie, Here. Ons wil dit nie doen sonder die Gees nie. So today it's all about the King of glory. It's all about Jesus, Lord of all. We honor You for Your love, Your commitment towards us, Lord, Your favor. En ons weet, guns en goedheid sal ons volg al die dae van die lewe, omdat U ons koning is, die een wat ons versorg, is ons bron, Here, ons dankie, ons kan nergens anders vlug as na U toe nie. Here, die regverdiges hardloop na die naam van Jesus en word beskud vanmôre, Here. Dankie Jesus vir die onfeilbare liefde, Here. En soos ons ingekom het vanmôre, weet ek, Here, ons gaan nie dieselfde hier uitstap nie, want in die teenwoordigheid verander dinge, Here. Iets moet verander wanneer ons in die teenwoordigheid van Jesus kom, Here Jesus. Daar is krag, wonderbare krag in die bloed van die Lam, Here Jesus. Die een wat in staat is om lewens te red, te verander, Here. Ons dankie, Here. As die verlostes huis toe gaan, Here, ons gaan saam vanmôre, Here, huis toe, Here Jesus. Dankie, Here, dat ons weet ons is veilig in die arms, Here. Dankie vir nuwe en vars ontmoeting vandag met elkeen in hierdie plek, Here. Elkeen wat 'n honger, wat 'n dors het vir U, Here. Ek weet U gaan connect met elkeen van ons vanmôre, soos nog nooit van tevore nie, Here. Ek wil bid dat hierdie diens sal seën, Here. Ons sny af elke vloek, elke mag en plan van die vyand, wat hy ook al wil beplan, gaan nie seëvier nie. Hy gaan nie uitwerk nie, Here, want U is hier, Here. Ons dankie, Here, heilig is U vanmôre, Here. Sien Eckhart wat die woord gaan bid, Here. Ons maak hom toe onder die kosbare bloed van Jesus, Here. Wanneer hy sal bedien, weet ek, Here, het gaan wees omdat U 'n woord op sy hart gelê het, Here. Dankie vir vuur, Here, wat sal uitkom wanneer hy spreek en bedien, Here. Lei hom, Here, salf sy tong, sy lippe in die naam van Jesus Christus, Here. Ek dank U dat ek weet hy is oorgegee aan U, Here. Ek wil bid, Here, vir die musiek, Here, praise and worship. Wanneer ons ingaan in lof en aanbidding, weet ek, Here, dat ons, Here, doen vir U, Here. It's all about You. We're coming back to the heart of worship, where it's all about Jesus and not about man. It's not about us, Lord. Ons lê ons lewe neer vanmôre. U is so welkom in ons midde, Here. Let it be a sweet sound. Let it be a sweet sound unto You, Lord. Let it be pleasing to You, Lord Jesus. Aanvaar dit vanmôre in die naam van Jesus, Here. Sien elke aanlyn kyker wat ingeskakel is vanmôre, daar waar hulle sit by die huis, Here, waar hulle ook al kyk. Here, dat hulle hierdie diens saam met ons sal geniet en ook daar 'n ontmoeting met U sal hê, Here. Seën hulle, Here. U is bewus, U is bekend met elkeen se omstandighede vanmôre. Ons het U so nodig, Here. Ons is diep afhanklik van die Gees, Here. Seën die media, seën die praise and worship, die kinderkerk, elke afdeling, Here, is geseën vanmôre in die naam van Jesus. Ek bid ook vir elkeen wat gaan saai in hierdie bediening, Here. Elke tiende, elke offerande, Here. Ek weet elkeen wat gee met 'n opregte hart, Here. En ek dankie dat U hulle beloon en weer sal voorsiening maak in ons elkeen se behoeftes, Here. Seën hierdie bediening, vat ons van krag tot krag, heerlikheid tot heerlikheid, heiligheid tot heiligheid, want U is heilig, Here. Seën ons in die naam van Jesus met baie danksegging. Amen. Amen. As jy gereed om saam met die Here te loof? Oh, Jesus. Send us the rain, Lord. Send us the rain. Send us the latter rain. We need the rain.
on, is daar iemand met 'n oorwinningshart vanmôre? Iemand met 'n dankbare hart vanmôre? Come on, jy het jou storm oorwin, jy het jou probleem oorkom. Gee die koning eer, halleluja. Met my God spring ek oor 'n montagne, as moet ek nog eenmaal sing, halleluja. Ek het oorwinning, halleluja. Oh, met my God. Sprang ek oor 'n muur met my God. Loop ek op in 'n storm, halleluja. Die Here saam met my. Met my God. Met my God. Sprang ek oor 'n muur met my God. Loop ek op in 'n storm, halleluja. Die Here saam met ek juig, ek juig. Oh, ek juig. En wat wanneer dan is hy as my God. Ek juig, ek juig. Halleluja, 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 halleluja. Oh, ek juig, ek juig. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Ek juig, aan oorwinning. Daar is Jesus as my koning. Ek juig, aan oorwinning. Daar is Jesus. Halleluja, ek juig. Halleluja, halleluja. Daar is Jesus juig my koning. Halleluja. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come.
face to face. Come and lay it all down, 'cause it might be today. The time is right now. There's no need to wait. Your past will be washed by rivers of grace. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn us around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. 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 Oh. Lord, we need your living water to flow this morning. Jesus, Jesus, Jesus. Come on, let's sing Jesus. Jesus, Jesus,
doen slechts hier wil je, hier wil met mij. U is voor meerder en ek is net die klein. Voor mij en maak mij oh net zoals die op is dit wacht ek nederig en stil. Kom ons zong het nog eenmaal, kerk van die Here. Doen slechts, hier wil je, oh, hier wil met mij. Is voor meer. Ek is die klei, ek is die klei. Voor mij, maak mij. Here net soos U Here, ons is vanmôre oorgegee, Here Jesus. Heilige Gees, U is welkom hier vanmôre en ons is ervaar die teenwoordigheid, Vader. En soos ons vanmôre hier staan, hef ons hande op na U, o God. Here, ons bring aan U al die eer en omdat ons oorgegee is, weet ons U is die een wat voorsien, Here. U is die een wat vir ons deurdra en omdat ons oorgegee is, Here, is U in ons binneste en daar's 'n fontein van water wat uitspruit, Here Jesus. Heilige Gees, ons dankie vir U teenwoordigheid. Here, ons dankie vir U teenwoordigheid. Here, ons wil net nog so bietjie vir 'n oomblik U naam verheerlik, Here, want U alleen verdien die lof, Here. U alleen verdien die prys. Familie, kom ons aanbid Hom vir 'n kort oomblik. Here Jesus, U alleen is heilig. U alleen is waardig. O Here, doen slegs U wil vanmôre. Ons kom vanmôre met volle oorgawe, Here Jesus. Ons is dankbaar vir dit wat U al reeds vir ons gedoen het. Heilige Gees, beweeg tussen ons. Raak harte aan vanmôre. Here, ons is so afhanklik van U. Ons gee oor ten volle. Doen slegs U wil, Heer. Doen slegs U wil, Heer. Doen slegs U wil, Heer. Kitarobo shekatabaseki, Heer. Doen slegs U wil, Heer. Jesus. Ek is die klei. Voor mij en maak mij net zoals U. Op is dit wacht ik, halleluja, nederig en stil. Baie dankie familie, jy kan jou sitplek inneem. En is hier enige iemand wat sê, ek is dankbaar om oorgegee te wees? Halleluja. Ek is opgewonde
om vanmôre vir jou weer die woord te kan bedien. En Pastoor Clemens en Stefanie is besig om uit te bedien en ons bid die Here se seën oor hulle toe. Daar waar hulle reis, dat hulle veilig sal terugreis en dat hy hulle kragtig sal gebruik en sal beweeg soos wat sy wil is. En ek bid die Here se seën oor hulle uit en vanmôre het ek weer die voorreg om vir jou die woord te bedien en ek neem dit baie ernstig op en ek het 'n groot verantwoordelikheid terwyl ek hier vanmôre voor jou staan en ek gee oor aan die Heilige Gees, gee oor aan die Here. As dit van my afhang, het ons moeilikheid, maar ek gee oor aan Jesus, aan die koning. Wie is dors vanmôre? Is warm hier in Februarie, is daarom bietjie koeler vandag hier in die Kaap, maar is warm in Februarie in die Kaap. En die dors wat ek vanmôre met jou wil praat, is nie die dors wat hitte bring nie, maar ek praat van 'n sieledors. 'n Dors wat hierdie wêreld nie kan bevredig nie. Daar is soveel mense vanmôre hier en wat aanlyn ingeskakel is en wat die boodskap vanmôre moet hoor, wat 'n boodskap het wat afgelewer moet word. 'n Boodskap, maar dit gaan jou gehoorsaamheid verg. Baie mense is afwagtend vir die boodskap wat jy het. Harte is besig om voorberei te word. En die Here is die God van die oes. En hy berei harte voor. Maar die boodskap wat jy het, moet afgelewer word. En dit is die goeie nuus van Jesus Christus. Soveel mense het nodig om nog vandag om te hoor oor Jesus. Soveel mense gaan haal nog water by putte wat nie hulle dors kan bevredig nie. Wat nie hulle dors kan les nie. 'n dors na meer, 'n verlange na meer. Jy kan in die kerk sit en jy kan steeds dors wees. Jy kan jou Bybel lees en jy kan steeds dors wees. Is iemand wat sê ek is moeg om by leeputte water te gaan skep wat nie my siel en my gees se dors les nie. Ek dink ons almal was al dors in ons lewe. Dalk was party van ons was al deur 'n woestyn en dan sê ons Here, maar ons is dors. Dors wanneer dit moeilik gaan. Ons is vandag so gekonnekteer en ons het al die tegnologie om ons bymekaar te bring. Jy kan so vinnig met iemand in Amerika kontak en familie in ander lande en ander streke en jy kan sommer jou foon optel en 'n video call doen, gekonnekteer, maar alhoewel dit die feit is, bewys statistiek nog steeds ons is meer alleen as ooit van tevore. Bewys dit daar's meer depressiwiteit en dit neem net toe. Mense lag in die dag en is vriendelik, maar snags huil hulle. Jy kan gekonnekteer wees en jy kan alleen wees. En wanneer jy iemand vra, hoe gaan dit met jou? Is sy default gewoonlik, nee, goed, dankie en jy. Maar daar is 'n dors. 'n Dors, 'n soeke na meer. Maar ek het goeie nuus vir jou vanmôre. 'n Droë siel is vrugbare grond vir 'n wonderwerk. Ek gaan dit weer sê, 'n droë siel is vrugbare grond vir 'n wonderwerk. Daar is 'n dors vir liefde, 'n dors vir aanvaarding, 'n dors vir betekenis, 'n dors vir God. Die probleem is, so baie mense gaan haal water by putte wat nie hulle dors kan les nie. Putte van geld. Jy weet, as ek net hierdie volgende besigheidstransaksie kan afhandel, dan gaan ek okay wees. As ek net daai volgende salarisverhoging kry, dan gaan dit goed gaan met my. Geen geld sal jou dors kan les nie. As ek net bietjie meer van hierdie pille drink en van hierdie drank drink, dan gaan ek so bietjie vergeet van my verlede en dit gaan beter gaan, maar geen pille of drank gaan jou dors les nie. Mense hardloop na putte toe wat nie hulle dors kan les nie. En Jesus ontmoet die Samaritaanse vrou en hy vertel haar van die lewende water. Hierdie vrou soek haar hele lewe lank na 'n betekenis, na liefde, na aanvaarding, na identiteit. Sy het 5 mans gehad en nie een van hulle kon haar dors les nie. Sy was gebroken. Sy was dors vir iets wat 'n mens haar nie kon gee nie. Jy dors. Hierdie dors wat hiervan gepraat word geadresseer deur Jesus by die Samaritaanse vrou by die put wat water kom skep, en ek wil hê jy moet saam met my lees vanmôre. Jy kan sommer jou Bybel oophou by Johannes 4. Johannes 4 vers 13. Jesus antwoord en sê vir haar: elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Hy praat van die water by die put.
Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein word, van water wat opspring tot in ewige lewe. Jesus bied die lewende water, wat jou sielsdors les. Hy noem dit 'n fontein, wat sal opspring en tot in ewige lewe. Hy gee vir jou 'n vervulling wat niks anders kan gee nie. En so ironies, net so terwyl Jesus met hierdie vrou praat oor die lewende water, kom sy disippels aan en hulle bring vir hom kos. En jy verskielik praat hy met hulle oor kos. Eers praat hy met 'n dors en nou praat hy met hulle oor kos en lees saam met my Johannes 4 vers 31. En intussen het sy disippels by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet, wat julle nie van weet nie. En die disippels sê toe vir mekaar, het iemand dan vir hom te ete gebring? En Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Sê julle nie, sê julle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat dit al wit is vir die oes. En hy wat maai, ontvang die loon en vergader die vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Want hierin is die woord waar. Dit is die een wat saai en die ander een wat maai. Ek het julle gestuur om te maai, waar julle nie gewerk het nie. Ander het gewerk en julle het in hulle arbeid ingegaan. Net tot sover, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, dankie dat ons vanmôre hier kan wees in 'n volle oorgawe. Dankie Here dat ons kan weet ons dien 'n lewendige, heilige, almagtige God en U bied die water wat ons sielsdors les. Here, ek kom bid vir 'n uitstorting van hierdie water oor hierdie elkeen wat 'n oor het om te hoor. Here, vir elkeen met 'n droë hart dat U hierdie water oor hulle sal uitspoel vanmôre, Here. Vader, ek weet ek is maar net eenvoudig. Here, ek weet ek het nie die vermoë om hierdie woord te bring nie, maar Here, ek vertrou vanmôre net op U. Doen slegs U wil, Here. U doen die volmaakte plan. U is die God van die oes en ek gee vanmôre aan U oor elke woord wat ek sal spreek, Here, dat U die leiding sal neem in U groot en wonderlike, almagtige, heilige naam. Amen en amen. Nou ek wil jou terugvat na hierdie verhaal en begin by Johannes 4. En in hierdie tyd het Jesus se bediening begin groei. En die fariseërs het te hore gekom dat hy meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus nie gedoop het nie. En die fariseërs het sy groeiende gewildheid en sy boodskap verwerp, omdat hy baie van hulle leerstellings uitgedaag het. En hulle het begin opstaan teenoor Jesus. En Jesus se bediening begin so pas hier en dit was nog nie tyd vir hom om hierdie leiers openlik te konfronteer nie, en hy besluit om Jerusalem te verlaat, Judea, en te gaan na Galilea. En in hierdie gedeelte lees ons, Jesus het gekies of hy moes deur Samaria gaan. Johannes 4 vers 4 sê hy moes gaan. Nou ek het 'n prentjie van 'n kaart wat ek sommer uit my Bybel uitgeneem het en hulle kan dit sommer maar op die skerm opsit. En die Jode het nooit deur Samaria sommer gegaan nie. En om van Judea na Galilea te reis was die kort pad Samaria. Maar omdat daar soveel haat tussen die Jode en die Samaritane was, het hulle die verpad oos van die Jordaanrivier gevat. Nou die pad deur Samaria was hulle reken so 3 dae. Maar as jy die ooste kant se pad vat, was dit min of meer 6 dae. En Samaria was 'n plek wat Jode vermy het weens die haat tussen die Jode en die Samaritane. Hulle die Samaritane as onrein beskou, ontrou beskou. En daaroor het die Jode die lang pad gevat van 6 dae. En Jesus gaan deur 'n plek wat ander wil vermy. Mense wat as ontrou beskou word, gaan hy heen. Die ongemaklike pad. Dit is die kort pad, maar dit is 'n pad wat soveel ander vermy. Is jy bereid om na ongemaklike plekke te gaan? Is jy bereid om met mense te praat wat jy nie mee ooreenstem nie? Wat jy nie mee saamstem nie? Mense wat 'n sekere manier lyk of op 'n sekere manier optree, is jy bereid? Wat ander mense wegskuif as onheilig? Wat ander mense een kant toe skuif en sê, bly weg? Wat doen Jesus? Hy gaan na 'n plek waar Jode nie wou gaan nie. En nog meer wenkbroue te lig,
gaan hy nie net na Samaria nie, hy praat met die mense daar. En nie enige mense nie, 'n vrou. Jy sien, 'n rabbi het nie sommer met 'n vrou gepraat nie, en hy gaan sit by hierdie put, Josef se put, en hy vra vir haar water. Jy sien, hy gaan nie net na Samaria nie, hy praat nie net met hulle nie, hy vra vir water, want jy sien, Jesus se menslikheid raak hy dors van die reis. En nie net enige vrou nie, 'n vrou met 'n reputasie. Vers 9, kom hier die vrou by Jesus en hy sê, vra vir haar, gee vir my water om te drink, en lees saam met my, en die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u, wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Wat doen Jesus? Hy sê vir haar, as jy net geweet het, die gawe wat God het vir jou en met wie jy praat, sou jy my vra en ek sou vir jou gee. Jy sien, sy weet nie met wie sy praat. Sy weet nie met wie sy te doen het nie. Sy praat met die Messias. En sy besef dit nog nie op daardie oomblik. Wat doen Jesus? Hy vat die kort pad, die ongemaklike pad. Hy word fisies dors, hy gaan sit in Samaria by 'n put, by Jakob se put. Dit was nie 'n put wat gevloei het of 'n fontein wat gevloei het nie, dit was 'n put waar jy jou bak moes laat sak om water te kry. En hier kom 'n Samaritaanse vrou in die middel van die dag om water te skep. Gewoonlik het vrouens in die aand in groepe saamgekom om water te kan skep. Maar sy kom in die middag, in die hitte van die dag, moontlik weens haar reputasie wat sy gehad het. Sy stap nie net in die hitte van die dag nie, maar sy stap weg van mense, weg van oordeel, weg van die fluisteringe oor haar. En Jesus begin haar te vertel van die lewende water. En sy besef nie wat hy vir haar sê nie. En hy sê vir haar, as jy van hierdie water drink wat ek jou gee, sal jy nie weer dors kry nie. En vir 'n oomblik raak sy opgewonde, want sy verstaan dit heeltemal verkeerd. Want sy dink as sy van hierdie water kry, hoef sy nie weer na die put toe te kom nie. Hoe gaan sy nie weer dors word nie? En dit is moontlik dat sy die twee tipes water vermy het, dat iemand dalk nog nooit van tevore oor geestelike honger en geestelike dors met haar gepraat het nie. Wat het Jesus met hierdie lewende water bedoel? Die water wat Jesus gee, is water wat jou gees weer lewend maak. Hy gee vir jou iets wat jou vir ewig laat lewe. Dit is wanneer jy Jesus Christus ontvang, wat ander putte, wat jou net tydelik kan bevredig, wat hy vir jou die water gee Jesus vir jou fontein, wat binne jou sal uitspruit, wat jou vir ewig jou dors sal les. En hy verskuif die gesprek van fisiese water, hy begin met 'n vraag, na geestelike water, na sielsdors. Hierdie water les dors, volkome tot in ewigheid. Jesus het gekom, nie gekom om jou uitdagings weg te vat nie, maar hy het gekom om jou van binne af te verander, en ons te bemagtig, sodat ons probleme uit God se perspektief kan beheer. Wanneer jy by 'n put staan en gaan skep, sodat jy beter kan voel of iets te kan vervul in jou binneste, is dit net 'n kort tyd wat jy gaan bevredig. En jy sal oor en oor moet terugkom na daardie put. Maar daar's net een wat jou kan bevredig. Daar's net een wat jou siele dors kan les, en sy naam is Koning Jesus. En wanneer jy by Jesus is, en van daardie water drink, is daar 'n fontein wat nooit opraak nie. En dit spruit in jou binneste uit, en wanneer hierdie fontein uit jou binneste uitspruit, begin ander sien, wat het hierdie persoon uit hom, of binne in hom. En ek en jy moet bereid wees, om die goeie nuus te gaan verkondig. Enige tyd, enige plek. Ongeag die persoon sosiale plek. Ongeag die persoon se ras. Ongeag die persoon se lewenstyl. Jesus is die perfekste voorbeeld in hierdie verhaal. En hy gaan oor grense, en hy het alle sosiale en kulturele en politieke grense oorgesteek om die goeie nuus te deel. En ek en jy wat hom volg, moet niks minder doen nie. Watter grense moet jy oorsteek? Jy weet, ek wil nie regtig met daardie soort mense praat nie. Jy weet, hulle is 'n sekere manier, en ek hou nie van hulle nie, want hulle doen 'n sekere ding. Ek wil nie na daardie plek toe gaan nie, want jy weet, daardie mense praat so, en hulle lewe so, en hulle lyk so, en hulle... En weet jy, as ek met daai ou begin praat, dan begin jy haat in my binneste opstoot, en ek wil sommer niks, hoe kan hy die goeie nuus hoor? Kyk, hoe lewe hy?
Maar halleluja, kom terug na Jesus, dat hy vir jou die lewende water gee, want wanneer jy van daardie lewende water kry, dan raak jy sommer ontslaaf van jou haat. Jy raak sommer ontslaaf van hierdie ding wat jy opstyg. En ek wil vir jou vanmôre sê, ons het nodig om uit te gaan en die goeie nuus van Jesus te deel met enige iemand. Kom na Jesus, hy gee vir jou verlossing. Kom na Jesus, hy bevry jou. Wat doen Jesus volgende? Hy begin praat oor haar lewe. Sy raak so bietjie ongemaklik. Jy sien, wanneer dit by my en jou sielsdors kom en die seer en die dinge wat ons hier in ons binneste het, wat ons na verlang en ons probeer dit vul met allerlei dinge, dan raak ons ongemaklik. Dis wanneer daai gesprek by jou siel uitkom en by jou dors uitkom, met daai leemte wat jy nie kan bevredig nie, en jy probeer allerlei dinge en maniere soek om dit te bevredig. En wat doen die vrou? Sy probeer dadelik die gesprek verander. Dis wanneer mense die gesprek verander en jy deel met hulle, is wanneer jy hulle moet terugbring na Jesus toe. Wanneer jy met mense praat en hulle raak ongemaklik en hulle sê, ek wil nie oor hierdie goed praat nie, bring hulle terug na Jesus toe. Hoekom? Want Jesus ontbloot sonde. Jesus maak jou vry. Jesus verlos jou. Jy kan niemand verlos nie. Jy kan niemand bevry nie, net Jesus Christus kan. Hierdie vrou kom met 'n leë kruik om water te kom skep, maar sy hart loop weg met 'n vol rivier. En die gesprek gaan na 'n baie belangriker punt toe. 'n Plek van aanbidding. Sy verander die gesprek na, Here, ons voorvaders het op daardie berg gebid. En Jesus sê vir haar, daar kom 'n uur, die plek wat jy aanbid is nie belangrik nie, maar is die een wie jy aanbid. Lees saam met my. Jesus sê van Johannes 4 vers 23, maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet die Messias kom. Hy wat Christus genoem word, wanneer hy kom, sal ons alles verkondig. En Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. En op daardie oomblik het die disippels aangekom en verwonder met die vrou wat hy in gesprek was, en tog het niemand gesê, wat verlang u, of waarom spreek u met haar nie? En die vrou het toe haar waterkan laat staan in die stad gegaan en vir mense gesê, kom kyk, 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie. Wanneer jy die ware Jesus ontmoet, gee hy jou die lewende water. Wanneer jy die lewende water kry, maak jou reputasie nie meer saak nie. Maak jou verlede nie meer saak nie. Hy vergewe jou. Dit is wanneer daardie fontein uitspruit uit jou lewe wat jy begin verander. Hierdie vrou het 'n reputasie. Sy is in Samaria. Sy is saam met 'n groep mense wat as ontrou en onheilig beskou word. Sy het al die odds teen haar. En sy los waarmee sy besig is. Sy los haar waterkan en sy gaan in die stad en vertel die mense van Jesus. Van 'n swak reputasie tot vergewe, tot 'n evangelis. En in hierdie verhaal gee Jesus vir ons hierdie perfekte voorbeeld om evangelisasiewerk te doen. 'n Plek waar ander nie wil gaan nie. Hy deel die boodskap oor die lewende water, hy profeteer in haar lewe en sy los haar waterkan en sy gaan om ander te vertel van hom. Maar hier raak die storie nou baie interessant. Sy disippels kom terug. En hulle wonder, hoekom praat Jesus met 'n Samaritaanse vrou hier in Samaria? 'n Samaritaanse vrou. En hulle bring vir hom kos wat hulle gaan haal het. En hulle sê, Rabbi, eet, en hy het voedsel waarvan hulle nie eers weet nie. Johannes 4 vers 34 sê Jesus vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, om sy werk te volbring. Eers praat Jesus oor die water met die vrou, nou sê hy in 'n gesprek oor die voedsel, en vir hom is die werk van God baie belangriker as die voedsel. Hulle verstaan nie hoekom wil hy nie eet nie, maar hy wil die werk van God volbring. Net soos die Samaritaanse vrou nie verstaan sy disippels nie, waarvan hy praat nie. En Jesus sê in Johannes 4 vers 35, sê julle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande, dat dit al wit is vir die oes. En baie keer verskoon ons onsself. Jy weet, ek kan nie met daai familielid praat nie, hy is so ver van die pad af. Jy weet, ek kan nie met daardie vriende praat nie, hulle is nog nie reg nie. Hy sê die oes is ryp. Jesus maak dit duidelik dat die oes gereed is. Die grond is gereed. En die lande is al wit van die oes. En wanneer
dit wit is dit nie rypie, dis oorryp. En as jy nie nou oes nie, gaan dit verlore. God is die God van die oes, maar hy het werkers nodig. Hy het arbeiders nodig. Jesus wys vir ons 'n voorbeeld hoe om met ander te deel. Iemand wat lyk, nie iemand wat lyk of hulle reg is vir die evangelie nie. Hy praat met 'n vrou, sy lyk nie reg vir die evangelie nie, maar hy deel die goeie nuus. In Matteus 9 vers 37 toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy die arbeiders in die oes mag uitstuur. Dalk het jy sonde in jou verlede en sê, Here, ek kan nie, ek is nie 'n teoloog nie, ek is nie 'n geleerde nie. Weet, Here, kyk net na my verlede. As hy dit vir die Samaritaanse vrou kon doen en haar vergewe, kan hy dit vir jou ook doen. Wanneer hy in jou lewe is en hy verander jou, dan is jy bereid, en jy is bereid om van daardie water te drink, dan is daar goeie nuus wat jy nodig het om te deel. En soos hierdie verandering plaasvind in jou lewe, kyk ander na jou en jy vertel hulle van jou getuienis en hulle raak nuuskierig om meer te hoor. Luister familie, die oes is ryp. Die oes is ryp en die lande is al wit. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, God is die God van die oes. Hy berei harte voor, maar jy het 'n boodskap wat jy moet aflewer. 'n Werker het 'n boodskap wat hy moet aflewer. Nou ek's baie versigtig as iemand vir my 'n woord bring, en so geruime tydjie terug toe, kom iemand toe my toe en hy sê, Eckhart, ek het 'n woord vir jou. En ek sê, Here, help my, kan u met my praat nie? Maar ek weet die Here praat ook deur mense, halleluja, deur die Gees. En ek sê, o Here, wat gaan die persoon vir my sê? Maar ek en jy, as ons 'n woord kry, moet ons 'n toets. Stem net ooreen met die skrif. Verheerlik dit Jesus. Dra dit die vrug van die Gees. Is daar innerlike getuienis in jou gees? En die persoon sê vir my, ek het 'n woord vir jou. Ek sê, ek luister. Hy sê, God is besig om harte voor te berei. Hulle is afwagtend vir die woord wat jy het. Hulle is afwagtend, God is die God van die oes. Hy sê, hulle is afwagtend vir die woord wat God vir jou gaan gee. En ek wil vanmôre vir jou sê, net soos God van die oes harte voorberei, het jy 'n verantwoordelikheid. Hy is besig om harte voor te berei, maar jy moet bereid wees om die werk te doen, om die evangelie te verkondig. En ek glo hierdie woord was nie net vir my, dit is vir elkeen van ons. God berei die harte voor, maar hy vergehoorsaamheid deur die Heilige Gees. Jesus kyk na die skare wat hom volg, en hy verwys hulle na die ryp oes. Baie is gereed. Baie is gereed. Maar doen jy arbeidswerk? Ons is gesê, ons het 'n hele konferensie gehad van oorgawe. Jy's oorgegee. Hy voorsien vir jou. Die God voorsien vir jou. Die Heilige Gees is binne jou. Hy verander jou. Maar is jy besig om arbeidswerk te doen? Jesus beveel ons om te bid in Johannes 4:38 dat iemand sal reageer as werkers. Baie keer wanneer ons bid vir iets en sê, o Here, gebruik my, Here, stuur my, gebruik hy, gee die Here jou 'n woord om jou te gebruik. Toe ek gebid het, Here, ek wil gebruik word. O, halleluja, toe word ek gebruik. Ek het nie gedink ek gaan so gebruik word nie. Maar is jy bereid om te sê, Here, hier is ek, stuur my. Wees gereed, familie. Die oes is ryp. Die oes is ryp. Baie staan vandag by 'n put, besig om water te skep wat hulle nooit sal bevredig. Maar hulle moet hoor van Jesus, die een wat die lewende water gee. Daar's arbeiders nodig. Arbeiders nodig. Hoe doen ek dit? Hoe praat ek met mense? Ek is nie eers 'n teoloog nie, ek is nie 'n geleerde nie. Hoe deel ek die evangelie? Ek het nou net tot bekering gekom. Ek onthou, toe ek net begin werk het, ek het net uit die skool uitgekom, probeer myself vind, en ek het geweet wat ek wil doen met my lewe nie. En ek kry 'n werk wonderbaarlik as 'n bestuurder by 'n Wimpy in die Oos-Kaap. Ek sê, Here, ek wil nie dit doen nie, maar ek is bereid. Ek is bereid om daartoe te gaan, en hier is ek, en ek het nog nooit, as in my lewe was ek 'n runner nie, ek was nog nooit 'n kelner nie, ek het nog nooit met 'n til gewerk nie, ek weet nie hoe werk die kombuis nie, daardie tyd van my lewe kan ek nog eers myself lekker bestuur nie, nou moet ek 'n hele restaurant en sy mense bestuur. Ek sê, Here, wat doen ek hier? Wat doen ek hier? En terwyl ek daar is, begin hulle my te leer,
Dis hoe die kombuis werk, dis hoe jy cappuccino maak, dis hoe die kos werk. En kyk van die mense daar, van daai dames wat daar werk is ouer, werk al langer daar as wat ek oud is. Nou moet ek hulle bestuur. Ek sê, Here, wat doen ek hier? Ek wil nie in hierdie bedryf, Here, ek weet nie, maar ek is bereid. Ek is bereid, want Here het my gestuur, het hierdie deur vir my oopgemaak. En nou is ek hier en ek wonder elke dag, wat doen ek hier? Ek leer hoe om 'n kelner te wees, ek leer om die badkamer skoon te maak, ek leer alles. Ek weet niks, maar ek leer. En een aand, toe roep die kelner in my en hulle sê, meneer, is iemand by die deur, 'n bedelaar. Jy moet hom asseblief wegwys, want jy is die bestuurder. Ek sê, o, Here, help my nou. Help my nou. Ek's maar 'n jong bestuurdertjie, ek weet nie waarheen ek gaan nie. En ek gaan na die voordeur toe en hulle los my daar by die man en ek sien 'n man. 'n harde man, maar weet jy wat sien ek? Ek sien 'n dors. Ek sien 'n dors. Hierdie man staan daar met sy hond, hy't so groot, ek weet nie of 'n German Shepherd of 'n Alsatian is nie, en hy staan daar, sy gesig is hard, en in sy binneste staan hy daar, en hy sê, meneer, ek is honger. Hy sê, meneer, ek's 'n visserman. Al wat ek ken, meneer, is visvang. Ek was vir 21 dae op die see, en ons het nou teruggekom, en volgende toe ek weer moes gaan, het hulle vir my weggevaar, ek het niks. Hy sê, meneer, kan julle net vir my die kos gee wat julle uit die borde uitskep? En ek weet, ek kan nie dit doen nie. Ek weet die eienaar bly net langs aan, hy kyk vir my op die kameras, en as ek dit doen, het ek moeilikheid. Maar ek sien 'n dors. Ek sê, Here, ek weet nie wat vir die ou gaan sê nie, maar o, Here, u moet my help. Weet jy wat doen ek? Ek nooi hom in die restaurant in. Die kelnerin in sy wenkbroue is net so hoog, groot. Wat doen hierdie man nou? En ek gaan laat hy sit. Ek sê, jy kan ongelukkig jou hond inbring nie, maar kom maar in. Ek sê vir hulle, bestel vir hom op my salaris, en daai tyd kry ek maar 'n klein salaris, ek was nie 'n regte bestuurder nie, hulle het my maar net op die proef gestel. Ek sê, gee vir hom kos en 'n koeldrank, en ek bestel iets wat ek weet my sal volmaak, en hy sit daar, en die kelnerinne praat in die kombuis, en hulle sê, wat doen hy nou, hierdie jong bestuurder, hy koop sommer vir die bedelaars kos. Nou weet ek, die eienaar kyk, en hy kom sommer daar aan, ingestorm, en ek weet, ek moet hom vertel van Jesus. Ek sê, Here, ek weet nie hoe nie, ek's maar skaam oukie, ek weet nie hoe ek 'n bestuurder nie. Maar ek is hier en ek vat die voedsel en dan die kelnerinne gee vir hom die kos, en hulle gee vir hom die koeldrank. En hy's besig om te eet en daar's 'n dors in daardie man se lewe en ek sê, Here, u moet my help, en ek waggel so vorentoe en agtertoe. Ek sê, Here, ek moet hom vertel, maar ek weet nie wat ek ook gaan vertel nie. Net nou vra hy my wat staan in Psalm 23 en ek ken nie my Bybel so lekker nie. En die volgende oomblik kry ek oortuiging in my binneste en ek waggel nog so en ek loop na die man toe terwyl hy eet en ek sê, meneer, het jy lekker geëet? Hy sê, ja meneer, en hy's nog 'n hardheid in hom en ek sê, kan ek jou vertel van Jesus? Weet jy dat die Heilige Gees jou lei wanneer jy iemand moet vertel van Jesus? Want hy sal die volmaakte werk doen. Jy hoef nie al die antwoorde te hê nie. Jy hoef nie die teologie alles te ken nie, maar leer dit. En ek sê, hoe ken jy vir Jesus? Ek was ongemaklik. Ek weet wat om volgende te sê nie. Die volgende oomblik haal hy man, hy begin sy knope losmaak. Ek sê, nee, wow, wat maak jy nou? En hy ruk sy hemp uit en hy het so groot tattoo van 'n man wat bid en hy het 'n ander tattoo van 'n kruis en die volgende oog gunster sy oë en die lewende water is besig om te werk en die man se gees word weer aan die lewe geplaas. Weet jy familie, partykeer weet ons nie wat om te sê nie, maar jy het nodig om die liefde van Jesus te verkondig. Jy het nodig om hulle te vertel van Jesus. Ek weet nie wat ek alles van gesê het nie, maar al wat ek weet, daar is weer dry bones are busy coming alive, because when the fountain flows, something good is happening. God is die God van die oes, maar hy verg arbeiders, wat bereid is om die oes te gaan haal. Dis nie noodwendig die Christene mense wat jy dink jy moet gaan evangeliseer. Partykeer moet jy deur na Samaria toe gaan. Ek het net 'n maand daar gewerk, toe sê ek, Here, nou is my werk gedoen, nou soek ek 'n ander werk. My werk's gedoen, ek weet nie wat met daai man gebeur het nie, but glory God will take him the right way. Wanneer jy iemand van Jesus vertel, ontbloot hy hulle sonde. Hy praat met hierdie vrou en sy kry die lewende water, en baie sit by 'n droë put. Hulle het 'n dors hier in hulle binneste, maar halleluja, die een wat die lewende water gee, maak alles nuut. Jy het nodig om die naam van Jesus te deel. Sit jou kruik neer. Hardloop in die stad en verkondig die evangelie. Die tyd is nou, die oes is ryp, die opdrag is nou. Familie, ek wil jou uitdaag. En ek daag myself eers uit.
Die eerste ding wat ek en jy nodig het om te doen is om iemand te identifiseer wat 'n dors het. Bid dat die Heilige Gees jou sal lei en sê, Here, wys my. Dis nie moeilik om te kyk wie's dors nie. Gaan praat dit met mense by jou werk. Gaan praat dit met mense in jou omgewing. Jy sal baie dors sien. Die tweede ding is, wees gehoorsaam aan die Heilige Gees dat hy jou sal lei om die woord te bring wat jy ongemaklik is om te bring. Die derde ding is, begin 'n gesprek te hê oor Jesus. Vra, moet hulle nie slaan met teologie dadelik, jy gaan hom flou skrik. Jesus begin met 'n vraag by die Samaritaanse vrou en hy vra vir water. En hy begin 'n eenvoudige gesprek oor haar lewe, die mans wat sy gehad het. En hy lei haar na die lewende water toe. Begin jou getuienis te deel. Jy sien, mense stry so vinnig oor die woord van God. Maar wanneer jy by jou getuienis is, wie gaan nou daaroor stry? Weet jy wat, toe Jesus in my lewe kom, toe drink ek nie meer pille nie, nou is ek vry, halleluja, die leemte is vervul. Wie gaan daar teenoor stry? Weet ek het nie meer nodig om daai goed te snyf nie. Wie gaan daar teenoor stry? Vertel hulle van die leemte wat jy gehad het en die fontein wat jy nou het. Jesus deel hierdie nuus eenvoudig. Dat jy nie meer nodig het om sekere dinge te doen nie. En hy vervul jou hart, jou bitter hart. Daar's baie siele van vandag wat dors is, wat droog is. Maar wanneer hulle die lewende water ontvang, is daar 'n verandering. Dan moet ons hulle disippels maak. Die woord van die Here sê, gaan dan nie in, maak disippels. En ek bedoel hierdie met baie respek. Daar staan nie, gaan dan heen en bid die sondaarsgebed. Ja, dis mooi. Ons kan hulle lei na Jesus, ook af van die son. Maar hy sê, maak disippels, dis 'n werk, dis 'n funksie. Die prinsip van bid vir iemand 'n sondaarsgebed is nie verkeerd nie, maar hoeveel disipelwerk is jy besig om te doen? Daar staan, Matteus 28 vers 19, gaan dan heen. Waarheen gaan jy? Begin by Samaria, die kortste pad. Daai kort pad na jou werk toe. Daai kort pad, daai man wat langs die straat staan. Daai kort pad by jou buurman. So baie mense sê, ek wil China toe gaan. Was jy al by jou buurman? Vat die kort pad, die ongemaklike pad. Ek kan nou nie moeilikheid kry met my buurman nie. Begin by jou buurman. Maak disippels van alle nasies. Alle nasies. Jesus gaan na Samaria toe. Dit was 'n gemengde ras gewees. They were frowned upon, but he went there. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle. Leer is werk, arbeiders. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dan daai 60 driver wie jou pakkie kom aflewer, kort pad, jy hoef eers ver te gaan, net tot by die voordeur. Ek wil vanmôre vir jou 'n paar praktiese dinge gee. Ek is 'n praktiese persoon en mense het nodig om gedisipel te word en ek sê, Here, begin by my, kan ek weer wees soos toe ek jonk was, wat ongemaklik gewees het wanneer dit by Jesus kom, of ongemaklik om hierdie woord oor te dra, maar Here, dat die Heilige Gees my lei. Wanneer jy iemand na Jesus toe lei, deel jou getuienis met daardie persoon en kry sy nommer. Kry sy nommer, daar's disipelwerk nodig. Die tweede ding is, wanneer jy sy nommer het, konnekteer hom aan 'n godvreesende kerk, wat werklik waar hom sal groei. Die derde ding is, gee vir hom 'n Bybel, of vir haar 'n Bybel. Daar hou altyd 'n Bybel by jou, al is dit 'n ou Bybel. Kry by die Bybelgemeenskap of by jou gemeente 'n Bybel. Ons lewe in 'n digitale era. Geef vir hom YouTube links, sodat maar gesonde YouTube links, hoor. Kruiskyk is gesond. En as jy sê ek is nie 'n digitale guru nie, pastoor Clemens het 'n boekie geskryf, 'n nuwe lewe in Christus. Halleluja. Jy kan dit vir hom gee. Dis 'n hele inleiding tot en met Jesus. En ewen beter. Verwag God se werk. Verwag God se krag om deur jou te werk. Wanneer jy daardie persoon na Jesus toe gelei het, verwag God se krag om deur jou te werk. Lê vir hom hande op, noem hom op sy naam, gebruik die naam van Jesus. Handelinge 19 vers 11 sê, en God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, want hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. En wanneer daar 'n fontein in jou lewe is, en jy lê hande op, is daardie fontein aansteeklik en dit raak siele aan. Bid vir sy siel, bid vir sy genesing, bid vir sy dors. God hom sal verlos en sal bevry. Baie eindig by putte wat hulle nie bevredig vandag nie. Maar wanneer hulle Jesus ontmoet en die lewende water kry,
het hulle nie nodig om na daardie putte toe te gaan nie. Wanneer jy hom in gees en waarheid aanbid, ontmoet jy die ware God, maar waar is die arbeiders? Harte word voorberei om die lewende water te ontvang. Wanneer 'n hart sag word, is hy oop om te ontvang. Wanneer hy ontvang, is daar plek vir God se woord om te groei in sy lewe. En wanneer hy van daardie lewende water drink, is sy siel weer nuut. Jesus het nie tyd gemors met teologie by die Samaritaanse vrou nie, maar hy het reguit na haar dors gegaan. Die oomblik toe sy haar sonde erken het, sy haar verlosser ontmoet. Wat hou jou nog by 'n put waar jy gaan skep wat jou nie verlos nie? 'n Put wat jou net vir 'n kort tydperk kan bevredig. Daar's dinge dalk wat jy nog mee besig is wat jou nooit sal bevredig nie en jy gaan bly oor en oor na daardie put toe moet gaan. En Jesus het gewag by daardie put, maar vir wie wag hy vanmôre in hierdie banke? Los die kruik, familie. Hardloop in die stad. Sê vir die mense, kom kyk. Harte is reeds gereed vir jou boodskap, want God is die God van die oes. Die oes kan nie wag vir jou gerief nie. Gaan nou, die opdrag is nou, die orkes kan vorentoe kom. My gebed vanmôre is vir elke persoon om innerlik te kyk en te sê, Here, is ek nog by droë putte? Gaan skep ek nog water by putte wat my nie kan bevredig nie? Here, is ek besig om sekere dinge te doen wat ek verlossing van nodig het, want daardie dinge sal jou nooit kan verlos en kan bevry nie. Ek bid dat die Heilige Gees vanmôre jou sal vul en dat jy werklik sal besef, wat het jy nodig om te los? Wat het jy nodig om te los, om weer van die lewende water te kry? Dat daar 'n fontein sal uitspruit, dat jy vir ander vertel, sodat hulle die verandering in jou lewe kan sien en sê, vertel my meer van wat jy het. My gebed vanmôre is vir jou, as jy sê, Here, ek's oorgegee. Here, ek wil u wil doen. Maar Here, ek weet nie om arbeidswerk te doen nie, elkeen het 'n verantwoordelikheid. As jy volle oorgawe het, en die gees van God in jou, jy hoef nie 'n pastoor, 'n teoloog of 'n prediker te wees nie, jy het 'n verantwoordelikheid. Arbeiders kos werk. Dit kos disippelskap. Hoekom wil ons dit net vir onsself hou, die wêreld? Ons kyk net wat gebeur in die wêreld. Sekere ordes is besig om in plek te beweeg. Mense is meer alleen as ooit van tevore. Maar hulle moet van Jesus hoor. Jy weet, baie keer dink ons hierdie persone gaan beklei en alles, maar bring hulle terug na Jesus. Jesus verlos. Jesus maak vry. Jesus is die een wat heel maak. Nie jy nie. Nie ek nie. Familie, ek wil hê jy moet vanmôre saam met my staan en ons gaan 'n gebed saam doen as 'n gemeente. Ons vertrou die Heilige Gees se beweging vanmôre. Ek bid vir 'n aktivering. Die oes is gereed vir arbeiders om op te staan en braaf te wees soos nog nooit van tevore nie. Wat sal opstaan en sê, Here, hier is ek, stuur my, gebruik my, Here, dit is ongemaklik, maar Here, ek is bereid om te beweeg, ek is bereid om te gaan. Steek jou hande op vanmôre in volle oorgawe, en terwyl jy jou hande opsteek, gaan vertrou ek die Heilige Gees dat hy jou sal vul en sal wys, wie het 'n dors wat jy mee moet gaan praat. Dat die Heilige Gees jou sal wys, wat se Samaria jy heen moet gaan, dat hy jou sal lei met die woorde, dat jy jou getuienis kan deel. Ek begin vanmôre by myself, maar ek wil ook vir jou bid, en ons gaan as 'n gemeente saam bid. Strek jou hande uit en dan bid ons vanmôre saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, U is die God van die oes. En Vader, Here, ek glo in my hart, ek het hierdie woord vanmôre gehoor, dat U harte voorberei en arbeiders nodig het. Here, soveel is afwagtend, siele is gereed om te ontvang, om oor te kom, maar Here, daar's arbeiders nodig. Here, hierdie boodskap sal baie gepreek, maar Here, vandag bid ek, dat arbeiders sal opstaan. Gees van God, ek kom bid vir 'n vuur, ek kom bid vir 'n salwing, Here, dat wanneer mense sal sê, hier is ek, Here, stuur my, dat hulle gehoorsaam sal wees en op sal tree. Here, elke persoon wat nou by die huis ingeskakel is vanmôre, Here, soos hulle hande uitstrek, bid ek, Here, dat daar 'n aktivering sal wees in die Gees van God, dat hulle sal opstaan en sê, Here, hier is ek, Here, stuur my, Here, ons het nodig om uit te beweeg, uit te masseer, Here, wys ons wie dors, Here, en dan wil ek ook bid vanmôre, vir elkeen wat nog by 'n put skep, waar hy nie moet skep nie, vir elkeen wat nog besig is met wat hy nie moet besig wees nie. Here, ek weet, en ek kan net getuig van my eie lewe, Here Jesus, dat ek by baie putte gestaan het, wat my nie kon vervul nie.
dat ek 'n leemte gehad het in my binneste, Here, wat niemand kon volmaak nie, en ek het baie plekke gegaan en gesoek, maar hallelujah, when dry bones came alive and I received the Holy Spirit and I received His fountain and het deur my uitgesprei, Here, Here, Jesus, toe verander daar iets, toe sê ander mense, wat is fout met jou? Here, my gebed is dit vir elke siel vanmôre. My gebed is dit vir elke siel. Familie, kan ons ontvang. Hou jou hande op om ons ontvang het. Begin in die gees te bid dat die Here jou sal vul, dat hy jou sal wys vanmôre. Here, ek bid vir 'n vervulling. U is die God van die oes. Here, U sal wys. Here Jesus, ons dankie vir dit wat U al reeds vir ons vanmôre bewerkstellig is. Dankie dat ons oorgegee kan wees, Here. Oh Lord, we will worship you. We worship you, Jesus. Ek is oorgegee. Ek is oorgegee. My hele lewe is oorgegee. Here, ons gee oor vanmôre, oorgegee. Ek is oorgegee. My hele lewe is oorgegee. O Here, in U hand is my lewe oorgegee. Ek is You're the living water, a never drying fountain, a comforter, a counselor. Take complete control. Can we sing it one more time? You're the living water. You're the living water, a never drying fountain.
Comforter, a counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Yeah. Come fill us with your almighty power and live inside of me. Can we sing that part one more time? Welcome, 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 Holy Spirit. We are in your presence. Come fill us with your power, your power, your power, and live inside of me. You're the living water, you're the living water. Hallelujah. Never drying fountain. Oh, comforter, you're my counselor. Ooh, take complete control. One more time, we sing it now. You're the living water, never drying fountain. Oh, comforter, a counselor, take complete control. Here Jesus, in hierdie atmosfeer, Here, bring ek elkeen vanmôre na U toe. Here, ons sluit hierdie diens vanmôre en Here, dankie dat ons gevul is met die lewende water. Dankie vir die wat kom drink het vanmôre, Here Jesus, en dat U hulle gevul het. Dankie vir die Heilige Gees, vir U teenwoordigheid, want ons weet, Here, dit maak alles verskil. Dit maak alles saak. En Here Jesus, ek kom bring elkeen vanmôre voor U, soos hulle hier uitgaan, Here, dat U krag nie hulle sal verlaat nie, maar dat soos hulle gaan, dat hulle arbeidswerk sal doen, dat hulle disipelskap sal doen. Here, ek glo daar was vanmôre aktivering in die Gees vir arbeiders. Almagtige God, ons gee aan U al die hof. Ons gee aan U alle eer. Ons gee aan U al die aanbidding, want U is heilig, heilig, heilig. O, Katurubusekie. Here, seën elkeen nou, soos ons nou hier verlaat vanmôre, Here Jesus. Wees saam met ons, gee vir ons wysheid, gee vir ons insig. Heilige Gees, lei ons deur hierdie week. Bid vir beskerming vir elkeen, Here, in U groot en wonderlike heilige naam. Amen en amen. Halleluja. Baie dankie van